Party mense sê life is a journey en ons moet hierdie journey geniet. Ek ken iemand wat gesê het, ek is die weg, ek is die journey, die waarheid in die lewe. En dit is so dat God van die Ou Testament af lees ons dit al, dat hy beloftes gemaak het, dat daar 'n dag gaan kom, wat hy met ons gaan wees en by ons gaan wees. Die belofte van die Ou Testament af staan reeds, ek wil julle God wees, julle moet my volk wees. Ek wil julle vader wees, julle moet my kinders wees. En toe die Messias gekom het, toe Jesus gekom het dit 'n werklikheid geword. Jesaja noem hom Immanuel, God met ons, 'n God by ons. Nou ek onthou as 'n kind het ek 'n onsigbare maatjie gehad, Jesus. En ja, mense het maar net gedink dit is my verbeelding, want hy was oral saam met my en ek het met hom gepraat. Ja, dit was nie my verbeelding nie, dit was my geloof gewees. Want geloof is 'n vaste vertroue op dit wat ek nie sien nie, dat dit 'n werklikheid is. En God wil hê, dis hoe ons moet lewe, om te besef, hy is 'n werklikheid. Ja, party mense noem dit verbeelding, ek noem dit geloof. Want geloof is eintlik onder andere 'n invloei van God se natuur, sy karakter. 'n invloei van sy gedagtes, van sy liefde, van sy goedheid in ons lewens in ons gees in. Dit is om bewus te wees dat hy persoonlik deur sy eie gees binne in ons woning kom maak. Want die Bybel sê ons is die tempel van God. En God wil hê ons moet die Heilige Gees, ons moet hom deel maak van alles in ons lewens. Ja, ek dink net mens kom op 'n plek in jou lewe wat jy besef, die beloftes van God, nie net om hom beter te ken daardeur nie, maar die beloftes van God is ja, en dit is amen, en dit sal happen. Ek dink aan Jesaja, hy skryf, hy sê, die mense wat afgode aanbid, gaan net soos hulle word. Met ander woorde, die afgod kan nie sien nie, hy kan nie hoor nie, hy kan nie voel nie, hy kan nie dink nie, hy kan nêrens heen gaan nie, jy moet hom oral dra. En dan sê Jesaja, God sê, julle sal net so word soos dit wat jy aanbid. So wie aanbid ons? As iemand baie lees, dan noem ons hom 'n boekwurm. As iemand baie grappies vertel, dan noem ons hom 'n grapkas. As iemand baie drink, noem ons hom alkoholist. So wat noem mense ons? Is dit Jan, kind van God, of Sunny, disipel van Jesus? Wie is jy en wie is jy veronderstel om te wees? Vat daai mosterdsaad geloof wat God in jou hart geplant het en gebruik daai geloof om hom te ken. Die waarheid is, God wil deel wees van jou lewe. Hy wil jou ken. Jy is sy kind, hy wil jou sy eie maak en hy wil hê jy moet sy stem hoor elke dag. Wat is die belofte? Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Romeine sê vir ons, God se genade is groter as die sonde in ons lewens. Wat is genade? Onverdiende guns. Ons verdien dit nie, maar sy genade, sy liefde, is groter as enige iets verkeerd wat ons gedoen het. Hou vas aan hom.